Man in die rolstoel, episode 14. Carmen weet sy moenie haarself aan Rion vergaap, terwyl hy vir hulle koffie probeer maak nie. Maar aarde, die arme man lyk so onbeholpe in sy rolstoel. Sy voel skoon skuldig dat sy die uitnodiging aanvaar het en haak die Jack Russell hondjie se leiband oor 'n stoel in die sitkamer. Sy stap by die oop plan kombuis in. Die huisie se uitleg is baie soos haar eie. Rion, mag ek vir jou help koffie maak? Asseblief, ek verwag nie dat jy dit vir my moet aankarwei op 'n skinkbord met 'n bekertjie melk en 'n potjie suiker daarbey nie. Sit weg daai goed en gooi sommer klaar in. Hy kyk verskonend na haar. Ek het nog nie vir baie ander mense koffie of tee gemaak sedert ek die rolstoel gebruik nie, maar ek kan darm daai ding doen. By mekaar gooi, so hoeveel melk en suiker drink jy? Sy glimlag. Ek drink dit net soos jy. Koffie, 'n klein bietjie melk en 1,5 suiker. En as jy wil, sal ek dit vir ons tafel toe dra. Of hoe en waar drink jy gewoonlik jou koffie? Hoe neem jy dit met jou saam waar jy werk? Dit is duidelik 'n strikvraag. Drink hy soms koffie waar hy werk in die kamer waar sy rekenaars blykbaar staan volgens die huishulp waar hy baie ure verwyl? Vir 'n oomblik lyk dit jou waarlik waar asof Rion saam met haar wonder, maar sy verbeel haar dit seker. Ek drink dit net hier by die rak in die kombuis, antwoord hy. Ag nee Rion, dis mos nie reg nie. Jy het ook seker van daai kampbekers wat toemaak daarbo, seël, sodat jy dit met jou kan saamneem, en as dit omval, is dit nie koffie dwars oor jou nie. Ek het nooit daaraan gedink nie. Is dit wat Tant Lelani gedoen het? Nee, ek glo nie, het was vir haar nodig nie. Haar huishulp het mos 3 keer per week ingekom, die een wat nou net 1 maal per week vir jou kom huis skoonmaak. Op Dinsdae en Saterdag was hier 'n verpleegster wat haar kom help stort het, en dan het haar dogter Babs so 1 maal per week hier ingeloer, en ek van tyd tot tyd. Ons was 4 mense, wat waarskynlik gesorg het dat sy haar tee en koffie kry, net waar sy lus was om dit te drink. Carmen wil vra, het hulle jou niks, maar niks by die nasorgkliniek geleer nie? Maar dan aan die ander kant, dalk het Rion nie 'n mediese fonds nie. Maar selfs al was hy in 'n staatshospitaal na sy ongeluk, leer hulle nie die pasiënte basiese oorlewingsvaardighede nie? Die vraagteken op Rion se gesig maak plek vir begrip. Ek is bly om te hoor dat daar mense was wat Tant Lelani se lewe vir haar makliker kon gemaak het. Ek het al gewonder, hoe werk dit nou eintlik? Sal ons langs die eetkamertafel gaan sit? Dit sal lekker wees, dankie. Moes gesê, ek moet die straat dophou vir wanneer die Hartzenbergs inkom. Dit is 'n 6 sitplek tafel met 'n buffet, die een wat aan Tant Lelani behoort het. 4 stoele staan by die tafel, 2 oorkant mekaar. Die 2 wat by die koppe moet staan, is aan weerskante van die buffet teen die muur geparkeer. Presies nog net soos wat Tant Lelani dit alles laat skuif het. Nou dat die pink en lemmetjie groen eetkamergordyne oopgetrek is, sodat hulle kan uitkyk na buite, wonder Carmen of het Rion nie pla dat hy 'n huis hier met pink blommetjie sitkamer stel en 'n eetkamer met pink fluweelstoele nie. Die arme man moes seker maar vat wat hy kan kry met sy spesiale behoeftes. Die kar gelukkig ingesluit. Nie 'n slegte kar nie, 'n nuwerige fabrikaat SUV, outomaties met 'n remstelsel wat hier langs die stuurwiel sit. Dis nie 'n luukse model nie, maar redelik gerieflik, veral met die rolstoel wat kan opvou en dan dak langs huis, langs die bestuurder sitplek. Tant Lelani het die kar gekoop toe haar regtervoet net bokant die enkel afgesit is. Toe het sy baie rondgery, op haar eie self. Haar wiele hidrolies van die dak af laat kom en haarself daarna ewe bedrewe oorgesit in haar rolstoel in die sentrum se parkeerareas. 'n bedrewenheid wat duidelik met oefening kom. Maar van dat haar ander voet ook deur die siekte gesteel is 'n paar jaar gelede, het sy glad nie meer bestuur nie. Babs het haar kom oplaai en geneem waar sy wou wees.
Die kar het lank gestaan. Gelukkig kan Rion dit nou gebruik. Rion wag al aan die kop van die tafel toe Carmen die bekers daar neersit. En toe kyk hy lank na haar sonder om aan sy beker te raak. Wat, vra sy en bring die beker na haar lippe. Beskuit, sug hy, ek sal sterf vir 'n stukkie beskuit. Dit is daar in die onderste hoekkas in die kombuis. Sal jy asseblief vir ons daarvan gaan haal? Natuurlik sal ek absoluut. Sy sit haar beker op die tafel neer en spring op. In die kombuis maak sy die hoekkas oop en buk laag om in te kyk. Sy vra, gesondheidsbeskuit, boerebeskuit, karringmelkbeskuit. Ag, so 1 of 2 van alles asseblief. Hy sit agteroor in die stoel en daar speel 'n glimlag om sy mondhoeke. Het Rion vraag gesit en kyk terwyl sy gebuk het? En het hy dalk gehou van wat hy sien? Is dit wat sy daar sien? Wonder sy. Vir die eerste keer in 15 jaar wens sy dat dit wel so moet wees, dat iets aan haar, vir Rion, weer soos 'n man kan laat voel. Want vreemd soos dit is, het sy gisterand nadat hy en Louis daar weg is, vir die eerste keer weer aan die moontlikheid van 'n man in haar lewe begin dink. Veral na nou die dag se kampstories wat hulle gesels het. Sy is badkamer toe en met die uitstap het sy gewonder wat dit aan haar sal doen, as sy daar uitstap en iemand soos Rion vir haar met sy lyf teen die ander kussing op haar bed lê en inwag. Sy rolstoel natuurlik gerieflik naby vir wanneer hy in die nag moet opstaan. Daarna het sy in die bed geklim en haar oë toegemaak. Sy het haar hand na die ander kant van die bed toe uitgesteek en gewonder hoe dit sou voel om met haar hand op sy bors te kan lê. 'n Kaal bors, want dit is somer, jy weet, Desember en dis warm. Hoe goed sal dit nie wees om sy hartklop onder haar vingerpunte te voel nie? Carmen soek 'n bakkie in die kas en sit 3 van elke soort beskuit in die pakkie en dra dit tafel toe. En toe sy die bakkie daar op die tafel tussen hulle neersit, vou Rion se hand onverwags oor hare. Dankie, liewe Carmen. Hieraan kan 'n man soos ek nogal maklik gewoond raak om so bedien te word. Dankie, vroumens sê. Sy voel 'n warmte in haar nek terwyl sy op haar stoel afsak. Hy mag die hand maar vir hom vat, as dit sy lewe makliker sou maak. Of hoe, Carmen? Praat sy met haarself, en daai vrouwees stemmetjie van haar wat sy al vergeet het, soms kan gebeur. Daardie tyd toe sy jonk en mooi en begeerlik gevoel het, en soms gevoel het om te kan flirt met 'n mooi en aantreklike man. Maar nou is sy 40 verby en beslis nie die prentjie wat alleen man soos hy in sy kamer sal opplak en besluit so moet sy droomvrou lyk nie. En as dit by voel kom, gevoelens, sy durf nie voel nie. Sy moet boonop so half en half probeer vergeet van die hand wat aan haar arm vas is, wat hy nou met sy vingers opeis. Sy vingers wat aan sy hand en sy arm vas is en alles wat aan sy pragtige, sexy lyf vas is. En al sit hy in 'n rolstoel, is hy intens bewus van die feit dat dit nie afbreek doen aan sy manlikheid nie. Daarvoor het Rion Rousseau genoeg selfvertroue. Carmen, sê haar naam. Sy vra, Rion, weet jy ooit hoe beautiful jy is, vroumens? Sy pers haar lippe op mekaar, mooi en begeerlik, totdat hy uitvind wie die laaste manne was, wat haar met geweld misbruik het. Wel, vir my is jy pragtig. Hy los haar hand en haal 'n beskuit uit die bakkie. Hy doop en verorber dit en gee die laaste stukkie vir Snippers wat mooi op sy alie wag, pootjie uitgestrek vir 'n genade happie. Nog een, en eers toe haal Carmen ook 'n beskuit uit die bakkie
en eet dit darm 'n klein bietjie stadiger as Rion. Die oomblik word verbreek deur die lui van sy selfoon. Hy kyk na die skerm en antwoord, Sean, is julle sowaar al op pad? O, ry oor 'n uur. Nee, fantasties. Steers burger en skyfies vir middagete klink vir my fabelagtig. Weet jy wat, ek is al so lus vir 'n hamburger. Ek sal een van Tante Lelani se kosmos skilderytjies daarvoor vir jou ruil. Dan sien ek julle so oor ongeveer 1 uur en 30 minute. Julle moet veilig en mooi ry. Carmen wag dat hy sy laaste bietjie koffie drink en toe staan sy op. Nou ja, ek hoor jy kry mense 'n bietjie later en ek wil gaan wag vir oom Harties om huis toe te kom. Dankie Rion vir die koffie en die lekker beskuit. Hy begin lag. Nee, ek moet vir jou dankie sê daarvoor. Hy maak 'n tuit mond en wys met sy hand speels dat sy hare moet nader bring, dat hy haar behoorlik kan bedank. Regtig? Sy huiwer 'n oomblik, maar toe buig sy vooroor en druk haar lippe saggies teen syne. Kyk, dit kan mos nie regtig kwaad doen nie, of kan dit? Maar wat doen die mansmens? Hy sit sy arms om haar lyf en trek haar nader en daar verloor sy haar balans. Sy hak boonop vas aan die voetruste en sy kan haar voet nie uitgetrek kry nie en sy kan nie beweeg nie en sy weet sy gaan eetkamertafel of aarde koop want sy is heeltemal van balans af en sy begin val. En daar trek Rion haar op sy skoot af. Ewe behendig, asof hy gewoond is om elke dag gewigte op te tel en vroumense op sy skoot rond te rangskik. Carmen beland op sy een been en sy voel hoe haar asem begin jaag, toe hy weer 'n ligte piksoentjie op haar lippe sit en dit daarna in iets baie meer passievol ontaard, nie net van sy kant af nie, van hare ook, en sy weet dit moet stop, maar eintlik wens sy dat dit veel meer as dit kan word, toe sy haarself uiteindelik uit sy arms losmaak en stadig van sy been af opstaan. Rion, dit mag nie weer gebeur nie, ons kan jou baie seer maak, hierdie soort goed kan nie goed vir jou wees nie, protesteer sy. Carmen, jy sal nooit kan raai hoe goed hierdie uiteindelik vir my was nie, antwoord hy met 'n vreeslike ernstige en sedige uitdrukking op sy gesig. Wel, dan is ek baie bly. Sy raak aan sy wang en kyk in sy bruin oë, voordat sy vir snippers aan sy leiband nader trek. Eintlik is dit baie goed, seker vir Rion. Miskien was dit die eerste keer sedert hy in die rolstoel beland het, dat hy hierdie soort reaksie in sy onderlyf ervaar het, want ja, sy het dit ook gevoel en sy wonder daaroor. Soms, as die senuwees in die rugstring erg beskadig is, gaan die gevoel mos daar weg? Of is dit bloot die bloedsomloop wat Rion so laat reageer het? Hoeveel daarvan is in sy kop en wat voel hy regtig? Miskien moet sy later vanmiddag haar rekenaar gaan nader trek en gaan lees wat sê Dr. Google van manne in Rion se posisie, want nou is sy voorwaar nuuskierig. Maar een ding staan soos 'n paal boor water, in 1000 jaar van sondae sal sy nie so ver kom om homself reguit daaroor uit te vra nie, hoe sy liggaam nou werk nie. Daar is in elk geval nou net 'n ander, baie groter probleem, wat haar probleem geword het. Hoekom het Rion se lyf se reaksie nou gemaak dat al haar hormone ook op aandag staan en spring het? Sy hoop nie dat haar dun stukkie onderklere deur haar t-shirt wys wat dit aan haar gedoen het en dat sy nie onaangeraak is nie. Twee mamas wat skielik wens dat 'n pappa hulle voete onder hulle uitslaan, want vrek, selfs die twee was hopeloos te lank in 'n klooster opgesluit.
Onskuldig, beweer hulle, want hulle was nie eens regtig betrokke op wat daardie dag gebeur het nie. Maar julle was daar, sê sy, julle het my soos 'n weerlose vrou laat lyk, seker nie hard genoeg weggekruip nie, of hoe? So kom aan, gedra julle nou na dese, spreek haar kop die voorbarige tweeling hard aan. Julle ken mos ons omstandighede, julle weet, ons is nie beskikbaar vir mans of verhoudings nie. Ag, nonsens Carmen, dit is jy wat ons van spesiale geleenthede soos hierdie af weghou. Buitendien is dit 'n goeie daad om iemand wat dit nodig het weer menswaardig te laat voel. En ek is seker dit is wat nou gebeur het met Rion. En weet jy hoe smag ons twee al daarna om weer 'n man se hande op ons te voel. En hierdie is mos nie sommer net enige man nie. Jy weet hoe jou hart aan die klop gaan op daardie dag toe ons die eerste keer 2 of meer woorde met hom gepraat het in die winkel, toe jy mos sy pap van die boonste rak afgehaal het. Daardie bruin oë van hom wat met net een kyk in joune, musiek in jou hart aangeskakel het, Carmen. Jy hou hom toe mos al 'n rukkie dop, vandat hy hier ingetrek het, soos wat jy met almal maak wat kwesbaar is, net vir ingeval hulle jou mag nodig kry, mos moeder Teresa van soorte. Intussen is dit dalk jy, wat hom nodiger het, om weer eendag vrou te kan voel. Julle moet ophou met hierdie stories, want hoe doen ons dit? Julle weet voordat ons nader aan hom beweeg, moet hy weet. Ons sal hom moet vertel van wat met ons gebeur het. Carmen vou haar arm doelbewus oor haar bors en maak Rion se deur sommer van self vir haarself oop om die hond en haarself uit te laat. Baie Rion, mooi dag verder en lekker kuier saam met jou mense. Net 'n oomblik, roep hy. Lus om môremiddag by my te kom eet? Regtig Rion? Wel, ek sal laat weet. Ek sal jou kom sê. Kan ek help? Kan ek iets voorberei vir ons? Nee, absoluut nie. Ek sal vir ons Uber Eats laat aflewer. Is daar enige iets waarvoor jy allergies is? Niks, antwoord sy, behalwe mooi mans miskien. 12 uur? Vra hy. 12 uur is reg. Dankie Rion. Sien jou dan 12 uur. Word vervolg.